Baie welkom ook vir die wat ingeskakel is vanoggend hier by ons erediens. Mag julle ook die Here se teenwoordigheid so saam met ons beleef en kom ons raak net rustig ook by die Here ook vanoggend. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat my al my sondes vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet en my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Amen. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elk, aan God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons nog so 3 aanbiddingsliedere saam. Ek sing halleluja in die middel van my vyande. Ek sing halleluja harder as die ongeloof. Ek sing halleluja, wapen is 'n melodie. Ek sing halleluja, die hemel kom nie weg vir my. Ek sal sing in die middel van die storm, harde en harde sal hy my lofprys hoor. Kom nie wel, die goedheid server.
one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. When sunshines deep, your grace is more. When grace is found, is where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach me a song to rise to you when temptation comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. You teach me a song to rise to you when temptation comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Heer, die almachtige schepper van die hemel en aarde, van die grote heelal. En die Heer is verheven voor almal. Dus niemand soos U nie.
is die enigste God, aan die alleen behoort die mag Heer, en al die kracht en die grootheid, die rijkdom, die roem en die majesteit, aan die alleen behoort die lof Heer, en al die gans en die wilde, die luister die Heer en die heerlijkheid, aan die alleen, en die almachtige Skepper van die hemel en aarde, van die grote heelal, en die is verhewe bo almal, daar is niemand soos U nie, U is die enigste God, aan die alleen behoort die mag Heer, en al die kracht en die grootheid, die rijkdom, die roem en die majesteit, aan die alleen behoort die lof Heer, en al die gans en die wilde, die luister die Heer en die heerlijkheid, aan die alleen. Here, ja, U is die Alfa en Omega, die begin en die einde, die enigste, die ware God. En aan U alleen kom toe al die lof en die eer en die aanbidding. Here, as ons so saam is as U kinders vanoggend, dan wil ons ook so saam in eenheid ook al die lof en die eer voor U troon bring. Mag ook hierdie saam wees vanoggend en die boodskap ook in elke faset van hierdie erediens ook aan U die lof bring wat U toekom. Ons dink aan die engele en die wesens rondom die troon wat dag en nag, alhoewel daar nie 'n dag en nag in die hemel is nie, maar voortdurend voor U troon hulle krone neerlê en sê heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Here, ons sal U nooit na waarde met ons sondige liggame kan loof en prys nie, maar ons weet dat die ganse skepping sing U lof uit. Here, ons bid vir hulle wat in hierdie tyd deur moeilike omstandighede gaan, en Here, U ken elkeen by die naam, U ken hulle wat in die hospitale is, hulle wat operasies ondergaan het, hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, hulle wat wonder oor waar hulle 'n werk gaan kry. Here, U ken elkeen, en ons dankie dat U so bewus is van ons elkeen. Dankie dat ons weet dat U die alwetende God is, en Here, ons bid vir uitkoms vir elkeen van hulle. Dankie vir alles wat ons elke dag geestelik en ook stoffelik van U af ontvang. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Julle kan julle plekke inneem. Ekskuus, ek het vergeet, die kerkraadsvergadering is om 6 uur, so neem asseblief maar net kennis daarvan. Die tyd is vir 6:30 op die afkondigings, maar die vergadering sal om 6 uur wees. Ons lees vanoggend uit die woord van die Here 2 skrifgedeeltes, 'n enkele vers daaruit Romeine 12, ons gaan daar vers 2 lees, en dan sal ons ook uit 2 Korintiërs 'n paar versies lees. Ek lees vir ons Romeine hoofstuk 12 vers 2.
Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan blaai ons na 2 Korintiërs hoofstuk 10. Dit gaan daaroor Paulus wat sy apostoliese gesag verdedig teenoor die ander mense in die gemeente. Daar so by vers 2, ek kan nie, ek wil begin by vers 1, so, ek Paulus doen 'n persoonlike beroep op julle, ek wat mos gedwee is as ek by julle is, maar manhaftig teenoor julle as ek van julle af weg is, teenoor, in die naam van Christus, wat nederig en vriendelik is, vra ek vir julle, moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie. Ek is seker ek kan my veroorloof om streng op te tree teenoor die wat ons daarvan beskuldig dat ons uit menslike oorwegings handel. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hoogwaardige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Tot sover, net daai ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So julle hoor vanoggend dat hierdie ding van ons denke, alles begin by ons denke. Daar is hierdie verhaal en ek dink meeste van ons ken dit van die tweelingseuns wat in 'n huis groot word en in hierdie huis het hulle 'n pa wat ongelukkig 'n probleem met drankverslawing het en elke middag as hy by die huis kom, sê hy vir hierdie tweelingseuns, julle is so sleg en julle gaan niks word nie, julle sal soos ek wees en julle gaan niks in die lewe bereik nie. En die een seun glo hierdie goed wat oor hom gesê word en hy word maar soos sy pa. Uiteindelik in sy lewe gaan hy ook maar met hierdie verslawings aan en loop dit uit op sy dood. Maar die ander seun neem daai gedagte gevange en hy sê ek gaan juis nie soos my pa wees nie. Ek gaan juis uitstyg onder hierdie omstandighede. Daai seun word 'n dokter en een van die groot geneeshere in die wêreld. So vanoggend sien ons dat jou denke bepaal jou lewe. Baie mense wil inspreek en die vyand wil inspreek oor jou lewe, maar jy moet kies wat jy wil glo. Paulus sê vir ons dat die groot waarheid is dat verandering begin nie by gedrag nie, maar by jou denke. Jy begin nie anders lewe en dan begin jou denke daarbey aanpas nie. Nee, dit werk andersom. Dit begin van binne na buite. Jy moet dit wat jy van jouself weet en wat jy van God weet met jou lewe verander en dan gaan jy begin lewe soos wat God wil hê jy moet. As jy die hele tyd die slegte gaan glo, dan gaan daai denke maak dat jy binne so sleg gaan voel dat jy gaan nie wil uitgaan en 'n sukses van jou lewe maak nie. Jy gaan stil sit, jy gaan depressief raak en jy gaan word wat die mense en die vyand dalk oor jou wil sê. So dit is baie nodig dat ons gedagtes die hele tyd moet vernuwe. Want dit gee vir ons 'n manier van hoe jy binnekant jouself voel. Jou gemoed word bepaal deur dit wat jy van jouself dink en wat jy van jouself glo. Die wêreld se patroon is baie anders as wat God se patroon is. Die wêreld sê vir ons baie ander goede as wat God van ons sê. Die wêreld vorm ons denke deur prestasie. Moet jy die hele tyd presteer sodat mense goeie goed van jou sê? Dat jy die hele tyd moet hierdie dinge doen sodat mense jou 'n klop op die skouer kan gee, dat jy net kan voel, joe, ek is daarom nou iets bereik. Die wêreld gebruik vergelyking, jy vergelyk jou met hierdie persoon, joe, ek is nie so mooi nie, ek is nie so slim nie, ek het nie al hierdie gawes en talente wat hierdie persone het nie, want die wêreld wil hê ons moet onsself vergelyk met iemand anders wat dalk meer het en wat beter is as ons. Die wêreld wil ons vorm deur vrees. Die hele tyd bang te wees vir wat gaan nou gebeur.
dit wat jy nou verkeerd gedoen het, wat se gevolge gaan dit hê? Dat jy so vasgevang is en jy wil nie beweeg nie, want jy het hierdie vrees wat die hele tyd oor jou hang. Miskien het daar van ons by ons werke, of in 'n vriendskap, of iewerste wat jy dalk opgetree het soos wat jy nie wil nie, en jy is so vreesbevange oor wat gaan nou gebeur. Jy is so vasgevang dalk met selfkritiek. Jy kan nie 'n tree verder gee nie, want jy voel ek moet eerder net stil sit, want wat ook al ek aanpak is 'n mislukking. Die volgende ding wat ook die vyand wil gebruik is ons identiteit in sukses of mislukking. Ons begin identifiseer daarmee dat ons gaan nêrens en niks bereik in die lewe nie. Maar dan kom gelukkig die teenpool, dan kom God en God begin met ons praat. En God weet ons is die waarheid. Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. So ons gedenke moet gevorm word oor wat God van ons sê, die waarheid wat God in gedagte het oor ons. Ons het gelees in Psalm 139 al verskeie kere dat Jesus sê vir ons, ek het jou in die moederskoot gevorm. En jy moet glo dat God maak nie mislukkings nie. God maak nie mense wat niks kan bereik nie. Ons moet ons identiteit soek in wie Jesus is en wat God van ons sê, in wie ons in Christus is. Ons denke moet gevorm word deur die genade van God, onverdiende guns. Ons elkeen maak sonde en doen sonde en maak foute, maar ons moet weet God is genadig, hy vergewe ons. Ons moet aanbeweeg, ons moet nie bly in daardie omstandighede wat ons voel, ek het nou droog gemaak, ek kan nie nou verder vorentoe gaan nie. Ek moet eerder dalk net gee pad. So ons moet leef vanuit die genade van God. God wat ons vergewe, dat ons onsself vergewe, dat ons kan aanbeweeg en dit doen wat God vir ons in gedagte het. En soos ek reeds gesê het, ons identiteit is wie ons is in Christus. Jesus het vir ons elkeen die prys betaal, en hy noem ons sy broers, en wanneer ons in Hebreërs lees, dan weet ons dat Jesus sê ons sal eendag saam met hom al hierdie goed besit. Ons gaan mede-erfgename wees. Met ander woorde, alles wat aan Christus behoort, gaan ook aan ons behoort. Wat 'n wonderlike gedagtes om in jou te begin koester oor wat Jesus vir ons in gereedheid hou. En dan moet ons hou, ons is gevorm na die beeld van God. Dis wie jy is. Jy is die kroon van God se skepping. Hy het jou gemaak, beter en groter as enige iets anderster in die natuur en in die heelal. Jy is na die beeld van God gemaak. En met ander woorde, om na God se beeld gevorm te wees, beteken, dit begin in jou denke. Jy moet weet, ons kan redeneer, 'n dier kan nie redeneer nie, 'n dier is soos 'n impuls, en hulle kan nie dink, moet ek nou daai ander hond jaag, of moet ek nou net stil staan nie, hulle gaan net, hulle gaan op die ingewing van die oomblik. Ek het so wonderlike beeshondjie, en elke oggend is dit dieselfde drill, oor en oor. Die ander twee Jack Russells wil uitgaan, en sy wil met hulle speel, en dan wil hulle al buite, en sê, los ons uit, en elke oggend sê, Roxie, jy weet nou al, jy moet nie die hondjies jaag nie, maar nee, daai impuls is net so groot, dat ek moet nou dit gaan doen. En elke oggend is die uitkoms maar dieselfde. So julle, ons moet weet wie ons in Christus is. Ons is na die beeld van God geskape. Laat dit jou nie spesiaal voel nie. Laat dit jou nie voel, wow Here, dis wat U van my dink nie. U het my gekroon om oor alles te heers. So die vraag vir ons as gemeente is, wie vorm ons gedagtes? Die wêreld of die woord? Die slagveld van al hierdie goed is in ons denke. Dis hoekom Paulus daar sê, ons met elke denke moet ons gevange neem. Want die ding kom in jou kop op, reageer so, maar jy moet baie keer net eers sê, wow, vat daai ding wat nou in jou kop is, en vat dit gevange, en gaan maak dit eers onderhewig aan Christus, en dit wat die Bybel vir ons sê. Ons moet dit aan Christus gehoorsaam maak. So Paulus sê vir ons, die denke is 'n geestelike oorlogsterrein,
Want dis die heeltyd in konflik, wat die wêreld vir jou sê en wat die Satans van jou wil sê, en hierdie vrees wat die Satan wil bring, en hierdie verkeerde dinge wat die Satan in jou kop wil bring, en in jou gedagtes, ons moet dit gevange neem. So dis 'n oorlogsterrein, 'n terrein van, waar ons moet oorlog voer, nie met menslike wapens nie, maar met ons geestelike wapens, ons wapenrusting van Efesiërs 6. Ons sien dat Paulus noem daai selfde wapens ook hierso. Ons moet weet, ons gedagtes begin nader aan vestings word. Dit wat jy dink en dit wat jy glo, is soos, dit word die waarheid, alhoewel dit dalk 'n leuen is. Jy is nie goed genoeg nie, jy trek dit nader vir jou so aan, dat jy dit so glo, dat jy wil aan niks raak nie. Daarom ook dat onderwysers so groot rol speel om 'n kind te vorm. As jy van kleins af hoor, moet asseblief nie aan hierdie ding raak nie, want jy gaan dit breek. Jy kan niks met jou handjies doen nie, seun, jy moet maar eerder net stil sit. Dan gaan daai seentjie nooit wil iets doen met sy hande nie, want die juffrou of die meneer het gesê, alles wat ek met my hande raak, breek ek net. Ons moet so versigtig wees wat oor ons lippe kom, want dit kan jarelange gevolge hê, totdat jy op 'n dag dalk besef en waar die Here deurbreek en vir jou sê, man, jy is beter as wat die mens en die leuns wat oor jou gesê het. Ons moet hierdie gedagtes van argumente en hoogmoedige dinge moet ons ook in beheer neem. Dink om iets moois te sê vir iemand eerder as om 'n verkeerde ding te sê en 'n argument te ontlok. Moenie dink jy's beter nie, ons het laasweek daarvan gepraat. Alhoewel ons hierdie wonderlike kinders van God is en wat hy soveel vir ons in gedagte het en dat ons oor die engele gaan heers, beteken dit nie ons moet nou begin hooghartig raak nie. Ons is dit, maar omdat God ons dit gemaak het. Vervang daai leuns met die waarheid. En hoe gaan ons weet wat die waarheid is, anders as wat ons dit hier binne in die woord gaan kry? Gaan kry daar die waarhede oor jou. Onthou laasweek se preek wat gesê het, Dawid het nie gegaan en gesê, ag, ek is nou maar net 'n man wat kan oorspel pleeg nie, ek is nou maar net 'n moordenaar, hy het nie gaan stil sit nie. Hy het geweet, hy is die koning wat deur God geroep is, en die beloftes wat God aan hom gemaak het, dat uit jou nageslag sal daar altyd iemand op die troon sit, tot en met die koms van Christus, en hy is uit die nageslag van Dawid, en hy sal vir ewig heers. So met ander woorde, van Dawid af vir ewig sal daar iemand op die troon sit, en die Here Jesus sal tot in ewigheid regeer. Dit is wat God van Dawid dink. Dit is wat God van Moses sê, wanneer Moses kom en sê, Here, ek kan nie voor die farao verskyn nie, ek kan nie voor die magtigste man in die hele wêreld op daai stadium, voor hierdie man wat die slawerny daar in Egipte het, wat hierdie groot piramides en standbeelde en goed te laat bou, Here, ek kan nie voor hom verskyn nie, ek hakkel, hoe kan ek die een wees wat voor hom moet verskyn, maar God sê vir hom, Moses, dis vir jou wat ek kies, want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor my wat deur jou wil werk. Jy is die instrument, en jy is vir my reg genoeg. Want die vyand wil vir ons sê, jy kan nie, maar glo die waarheid wat God van jou sê. Gideon wat sê, ek is te onbelangrik, Here. En dan sê die Here, ek gaan jou oprig as 'n rigter. Jy gaan die man wees met wie ek die Midianiete gaan verslaan, met 'n klein handjie vol. Want jy dink, jy kan dit nie doen nie, maar jy gaan sien wie ek is. En dit is wat God ook met elkeen van ons wil doen. Hy wil vir ons wys wat hy kan doen deur jou. Maar die vyand hou nie daarvan. Die vyand wil jou aftrek, en die vyand wil vir jou sê, jy is te swak, en jy is te sondig, en jy doen al hierdie verkeerde goede, hoe kan God jou gebruik? Maar dis juist daarvoor wat Christus vir ons aan die kruis gehang het, om al daai sondes te vergewe, omdat God ons wil gebruik. Ons is besig met hierdie boek van Chip Ingram, en hy sê, hy beskryf die gemoed as om te dink soos God oor ons dink. En om jouself te sien soos wat jou God jou sien. En om die lewe te interpreteer deur God se waarheid. Jou emosies te laat volg op waarheid en nie op impuls nie. So wat ons in hierdie tyd
uit hierdie boek en uit hierdie les wil leer oor jouself, is dat jy gaan moet begin dink soos God dink. Jy kan nie meer tevrede wees om maar net die normale te doen nie. Laat God beginne droom deur jou. Laat hy sy drome in en deur jou droom. Dink aan Dawid wat net 'n skaapwagtertjie is wat dalk maar gedink het ek skryf 'n paar psalmpies en ek wil maar net die skapies oppas en die Here groot maak. En dan sê God vir Dawid, ek gaan deur jou droom. Ek gaan my drome in jou waar maak. Ek gaan jou koning van Israel maak. En uit jou nageslag sal daar altyd iemand op die troon wees. Dit is wanneer God begin droom. Maria wat dalk net 'n moeder wou word en met Josef wou trou en God sê vir haar, Maria, weet jy wat, ek gaan begin 'n droom vir jou. Jy gaan die Messias as jou babietjie ontvang, jou eerste kind. En hy sal altyd heers oor die skepping en oor alle mense. Dit is wanneer God vir jou begin droom. Jy gaan nie net 'n gewone babietjie in die lewe inbring nie, jy gaan die Messias in die wêreld inbring. En so kan ons droom van elke dink aan elke ander persoon in die Bybel. 'n Josef wat ook maar net 'n seun was, wat ook maar net 'n probleem gehad het met 'n bietjie van arrogansie en miskien bietjie hoogmoed dat sy broers hom daar in die put gooi. Maar God se droom vir Josef is nie om verlore te gaan en om verkoop te word as 'n slaaf nie, maar om hom in die tweede posisie in Egipte te kry sodat hy die volk Israel daarso kan laat bymekaar kom in die tyd van hongersnood en later van daar sal hulle na die beloofde land gaan. Dit is wanneer God vir jou begin droom. Dit is sy drome vir jou en dit is die denke wat ons in onsself moet begin koester. So hoe begin jy in 'n goeie verhouding met jouself lewe? Jy moet aanvaar wat God van jou sê oor jou identiteit. Jy is nie jou verlede en jou probleme en jou foute nie. Jy is nie daai mislukkings wat jy al gemaak het in die lewe nie. Jy is God se geliefde kind. Hy het jou geskep met 'n doel en met groot waarde. 'n Goeie verhouding met jouself begin by God se definisie van jou en nie wat jy van jouself sê of dink nie. So erken die leuns wat jou vorm. Daardie goed wat sê ek is nie goed genoeg nie. Ek sal altyd so wees. God kan my nie gebruik nie. Kyk wat het ek al in my lewe gedoen. Ek maak almal ongelukkig. En al hierdie klas van denke wat daar, hierdie leuns wat jou vashou om vorentoe te beweeg. Vervang daardie leuns met die waarheid. So ons gaan moet leer om nuwe denkwyses en gewoontes te vorm. En dit moet 'n ritme word. Dit is nie net so en jy word dit en jy's onmiddellik as jy soos wat jy moet wees nie. Jy gaan moet inoefen om te weet wie jy is. En hoe doen ons dit? Hoe kan ons hierdie denke verander deur daaglikse skrif? Lees daagliks uit die woord en jy gaan agterkom dat almal wat in hierdie Bybel hierdie is nie 'n boek van almal wat perfek was en God het elkeen wat perfek is gebruik hy nie. Nee. Hy het die Moses gebruik, hy het die Daniels gebruik wat dalk ook nou nie 'n regtig goeie voorbeeld is nie, want vir my is Daniel, ek kan nie eintlik altyd fout vind by wat Daniel gedoen het nie, maar die Josefs en die Davids en al hierdie mense, 'n Paulus wat die Christene vermoor het. God sê vir hom, Paulus, jy is nie 'n moordenaar nie, ek gaan jou lewe omdraai en ek gaan maak dat jy die grootste skrywer van die Nuwe Testament word. Dit is God se gedagtes vir Paulus. Hy kon op sak en as gesit het en gesê het, joh, ek het nou verkeerd gedoen, ek het al hierdie Christene doodgemaak, sekerlik kan God my nie gebruik nie. Maar juist daardeur gebruik God om dit te word wat God in gedagte het en dat hy so groot naam word in die Nuwe Testament. Begin hy dankbaarheid lewe. Moenie altyd dink aan dit wat jy nie het nie. Moenie altyd sien oor, dit gaan so swaar en goede en dit, jy begin nader aan so en hierdie swaar kry jou self daarin inwerk, dat jy vergeet, jy het gesondheid, jy het mense wat vir jou lief het, jy het kos, jy het dalk nou nie kaviaar op die tafel nie, maar jy het 'n broodjie om te eet. Begin die dinge raak sien wat jy het en nie dit wat jy nie het nie. En dit is soos ek sê, dis 'n oefening.
Ons gaan ons denke net kan verander as ons stil word en reflekteer oor wat gebeur. Soos Jesus elke oggend vroeg opgegaan het na die Vader op die berg, tyd gespandeer het en dan ook in die aande teruggegaan het op die berg en gedink het oor wat het daai dag gebeur. Gedink het oor hoe het alles verloop. Dit is so mooi beginsels van Jesus wat ons kan toepas in ons lewens. Gaan dink vanaand oor, ek het hierdie fout gemaak, maar hoe kon ek dit beter hanteer sodat ek dit nie weer sal doen nie? Want ons gaan val en struikel. Mens wens jy kan dink, ek sal nooit ooit weer hierdie fout maak nie, maar die realiteit is, miskien doen jy. Maar as jy daaroor dink en daaroor reflekteer, gaan dit al baie, baie minder gebeur, totdat jy dit selfs heeltemal onder beheer kan kry. Jy gaan met die waarheid glo bo jou emosies, en jy gaan dit met inoefen. So wat bring 'n nuwe lewe? Wat bring dit vir jou? Wat is die uitkoms dan van hierdie? Is jy gaan baie meer vrede in jou lewe hê. Jy gaan baie meer tevrede wees met wie jy is. En dat ek nie hoef te probeer te presteer om beter te wees nie. Jy gaan vrede in jouself hê. Dis hoe God my gemaak het en hy is tevrede met my. Ons gaan minder selfkrities wees. Selfkritiek oor jouself hê. Ek kan nie dit doen nie en ek is nie goed genoeg nie. Ons gaan meer begin beter dink oor jouself. Daar gaan meer gesonder emosies in jou lewe wees. Jy gaan baie meer glimlag as wat jy gaan in sak en as sit en emosioneel wees en depressief wees. Jy gaan beter verhoudings met ander mense hê. Jy sal groter gehoorsaamheid hê aan God en jy sal duideliker jou roeping hoor. Wat is dit wat God deur jou wil doen? Want hy het 'n roeping vir elkeen van ons. Hy het ons nie op hierdie aarde geplaas om maar net hierdeur te gaan en die ewigheid in te gaan nie. Hy wil elkeen van ons gebruik. Of dit is by jou werk, of dit is in jou vriendekring, of dit is met jou bediende of jou tuinjong. Hy kan jou gebruik om 'n verskil te maak, om iemand die evangelie te laat hoor wat dalk nie die hemel sou gesien het as dit dalk nie vir jou getuienis was en jou bietjie stil staan by daai persoon nie. Baie van ons wat hierso sit vanoggend is dalk al ouer en jy kan dalk nie uitgaan nie, maar jy kan daar waar God jou geplant het, kan jy 'n verskil maak. So moenie dink jy is onbruikbaar of te oud of te niks nie. Jy kan, waar jy nog steeds vandag op hierdie aarde het jy nog 'n mond om te gesels en te praat met iemand wat moet hoor van God se liefde vir daai persoon. Vir die kinders by die skole, om te sê daar is 'n God en hy is die groot ek is, waar hulle wil sê man, moenie kom weg, gaan na die partytjies toe, moenie kerk toe gaan nie. Jy gaan daai gedagte met gevangene neem en sê nee, ek gaan lewe soos 'n kind van die Here. Ek gaan die teenpool wees. So ten slotte, jou denke bepaal jou lewe. As jou gedagtes verander, begin jou lewe verander. Jy begin positief raak want jy weet wie jy is in Christus. Moenie laat die wêreld jou vorm nie, maar laat God se woord jou vorm. Dat hy van jou maak wie hy in gedagte gehad het toe hy jou in die moederskoot gevorm het. Vir die wat notas neem die volgende week, daag ek julle uit om bietjie na hierdie volgende dinge te dink. Eerstens, watter gedagte moet jy van jouself gevange neem? Die tweede ding waaroor jy bietjie kan gaan dink is, watter leuen wat oor jou al gesê het in jou lewe moet jy bietjie begin vervang met dit wat God van jou sê. Die derde ding is, watter waarheid moet jy begin leef? Dink jy jy's nie oorwinnaar nie, dink jy jy's nie goed genoeg nie, watter waarheid moet jy begin leef? Ek is 'n kind van God, ek is 'n oorwinnaar en hy kan my gebruik en hy wil my gebruik. En dan laastens, watter deel van jou selfbeeld moet onder Christus se waarheid kom? Ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie. Watter een van daai dinge in jou selfbeeld moet jy bietjie gaan stil sit en dit gevange neem en na die Here neem en sê, Here, spreek bietjie met my. Sê vir my hoe U my sien. Wat het U in gedagte oor my? En lees die woord.
gaan lees Psalm 139, as jy nie seker is hoe God oor jou voel nie, gaan lees Psalm 139, ek het jou in die moederskoot gevorm, ek glimlag oor jou my kind, ek het jou tot die dood toe lief, niks sal jou ruk uit my hande nie. Janine, ek dink jy kan probeer as ons kan daai videoetjie, ek wil so graag vir julle 'n videoetjie speel, hy praat so met my, dis 'n liedjie van Rihanna Nel, en ek dink iewers in Rihanna Nel se lewe het sy al by daai punt gekom, waar sy moes wonder, en waar sy moes gaan dink oor, wie is sy, want die wêreld het ook vir haar, lyk my, 'n hele klomp verkeerde goede uitgedink, en wou vir haar 'n hele klomp verkeerde goed sê, so ek hoop ons kry die video aan die gang, anders gaan julle moet gaan YouTube, so asseblief as jy hom kan opkry, gee so 'n paar sekondes, want hy is baie stadig die stelsel. Op ietsie. Ja, soos daar, ek weet nie. Nee, julle, het lyk my nie, ons gaan hom in die gang kry nie. Ek het sommer gou hierdie woorde gaan Google. Ek gaan vir julle die woorde lees wat sy skryf in haar lied, gaan luister dit gerus. Ek wonder oor die dae wat ek gehaat het as kind. Ek wonder oor die letsels wat ek steeds op my lyf vind. Ek wonder oor die gebeurtenisse wat ek nie oor wil dink. Ek wonder sommer. Ek wonder oor die dinge wat my hart so pla. Al die antwoorde van die Here en waaroor ons praat. Ek wonder oor hierdie dinge in die aande laat. Ek wonder oor die dinge wat niemand oor praat. En ek sê, in Jesus naam ek's vry. Ek het identiteit gekry. Ek het geleer om my lyne te trek in my. Ek sê dit in sy naam. Kan ek wees wie ek moet wees. Ek leef nie langer meer in vrees. Ek is gebore om te wees wie ek moet wees. Ek wonder oor die leuns wat die duiwel vertel. Ek wonder oor die kere wat ek geglo het wel. Ek wonder oor die erosie in my denke, dis mal. Ek wonder hoe diep ek in onwaarheid kan val. En ek sê, in Jesus naam ek's vry. Ek het identiteit gekry. Ek het geleer om my lyne te trek in my. Ek sê dit in sy naam. Kan ek wees wie ek moet wees. Ek leef nie langer meer in vrees. Ek is gebore om te wees wie ek moet wees. Nou is ek vry. Ek vergewe my. Al die dinge en al die mense wat my onderhou kry. Nou is ek vry. Ek vergewe my. Al die dinge en al die mense wat my na U toe moes lei. Nou is ek vry. En dan gaan dit so aan. So mense, ons moet partykeer, soos ons laas op gesê het, die grootste een wat jy baie keer moet vergewe is jouself. Ons glo dat hierdie ding was dalk nou net te veel. Hoe kan die Here my hierdie ding vergewe en vergeet? Maar hy doen. Jou identiteit is wie jy is in Jesus Christus. Nie wat jy van jouself dink nie, nie wat ander mense van jou dink nie, en waar is ook nie wat die duiwel van jou wil sê, is jy so sondig en jy so sleg, die Here kan jou nie verder gebruik nie. So, gaan luister hierdie lied en gaan raak bietjie stil vandag en weet wie jy is in Christus. En daardie dinge wat jy oor jouself oortwyfel, bring dit na sy voete en gaan bely dit en kom vry van hierdie dinge wat jou so wil aftrek, sodat jy nie kan wees wat die Here wil hê jy moet wees nie. Amen. Ek sluit vir ons af.
Here, baie dankie. Dankie vir so 'n bemoedigende woord vanoggend. Laat ons weet, ons is nie wat ons baie keer van onsself dink nie. Ons is nie net die een wat die hele tyd foute maak en ander aftrek en mense kwaad maak of ons al soveel verkeerde dinge gedoen teen ons geliefdes en Here, dat ons voel hulle wil niks meer met ons te doen hê nie. Here, ons is vry in U. U het vir al ons sondes betaal. Laat ons voortgaan, laat ons uitgaan, laat ons regmaak en laat ons lewe in die oorwinning wat ons het in U. Here, dit is my gebed, laat ons U stem sal hoor en laat ons die ander verkeerde stemme en ons eie emosies sal uitblok en laat ons net sal fokus op wat U vir ons in gedagte het en wat U van ons wil sê. Dankie vir alles wat ons van U af ontvang. En bo alles, dankie vir die vergifnis en die genade wat elke dag vir ons nuut is. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Kom ons staan en sing ons loflied. Helder skyn die lig vir die nasie, 'n vredekrans om die mense te verlig, voor die hele wêreld kan sien, U is die lig, waar die wereld skyn, vrolijke godslied, krijg die volke 'n pryslied bring, al die nasies om ons land, door die hele wêreld kan jubel die naam, mag hierop weer ons gun, als 'n brug herstel vir die wonde, 'n sagte sal vir die mense met hul seer, door die hele wêreld kan sien 'n vliegewees. Hierdie woord hier aan die nasie, 'n hart vol hoop om die volke te verblij, door die hele wêreld kan vrolijk liefde vlei, mag hierop weer ons weer. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na die wolkte hier, door die hele wêreld kan juichen ieder weer, wat die ryk Here ons kom, laat die ryk Heer weer ons kom, laat die ryk Heer ons kom. Daar's nie vanoggend koffie en tee nie as gevolg van die lang naweek. Ons sal weer daarmee aangaan na die lang naweke. Ontvang dan na die Here se seën en gaan hier vandaan met sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Môre en hoe gaan dit? Môre, Hoe gaan Tannie. met die voete? Gaan goed, dankie Tannie, baie beter, dankie.